Okay julle, ons gaan aan met 1 Samuel. Ons gaan nou aan met hoofstuk 6. Die ark word teruggestuur. En toe die ark van die Hemelse Vader 7 maande lank in die land van die Filistyne was, het die Filistyne die priesters en die waarseers geroep en gesê: Wat moet ons met die ark van die Hemelse Vader doen? Gee ons te kenne waarmee ons dit aan sy plek kan wegstuur. En hulle sê: As julle die ark van die God van Israel wegstuur, stuur dit dan nie leeg weg nie, maar gee hom ten volle 'n skuldoffer terug. Dan sal julle gesond word en dit sal julle bekend word waarom sy hand nie van julle afwyk nie. Toe vra hulle: Wat is die skuldoffer wat ons hom moet teruggee? En hulle sê: Volgens die getal van die vorste van die Filistyne, 5 goue geswelle en 5 goue muise, wat dit is 1 plaag oor hulle almal en oor julle vorste. Maar dan beelde van julle geswelle en beelde van die muise wat die land verniel, en gee eer aan God, aan die God van Israel. Miskien sal hy sy hand ligter maak oor julle en julle gode en julle land. Waarom tog sal julle hart verhard soos die Egiptenaars en Farao en hulle hart verhard soos hulle hart verhard het hulle nie losgelaat om weg te trek nie, toe hy hulle sy mag laat voel het nie. Neem dan nou wat nodig is en maak 'n nuwe wa, ook 2 melkkoeie wat geen juk opgekom het nie, en span dan die koeie in voor die wa en keer hulle kalwers agter hulle weg uit huis toe. Neem dan die ark van die Hemelse Vader en sit dit op die wa, en die goue voorwerpe wat julle hom as skuldoffer teruggee, moet julle in 'n kussie langs aan neerlê. Stuur dit dan weg om heen te gaan, en let op, as dit in die rigting van sy eie gebied na Bet-Semes opgaan, dan het hy ons hierdie groot onheil aangedoen, maar so nie, dan weet ons dat sy hand ons nie getref het nie, en dit het toevallig oor ons gekom. Die manne doen toe so. Hulle het 2 melkkoeie geneem en die voor die wa ingespan en hulle kalwers by die huis agtergehou. En hulle het die ark van die Hemelse Vader op die wa gesit en die kussie met die goue muise en die beelde van hulle geswelle. En die koeie het reguit pad langs geloop in die rigting van Bet-Semes. Hulle het op 1 groot pad aldeur geloop en bulk, sonder om regs of links uit te draai, terwyl die vorste van die Filistyne agter hulle aangegaan het tot by die grens van Bet-Semes. En die mense van Bet-Semes was juis besig om die koringoes af te sny in die laagte. Toe hulle dan hulle oë opslaan en die ark gewaar, was hulle baie bly om dit te sien. En die wa het by die land van Joshua van Bet-Semes gekom en daar gaan staan. Daar was 'n groot klip en hulle het die hout van die wa gekloof en die koeie as 'n brandoffer aan die Hemelse Vader geoffer. En die Lewiete het die ark van die Hemelse Vader afgehaal met die kussie wat daarby was, waar die goue voorwerpe in was, en op die groot klip neergesit. En die manne van Bet-Semes het dieselfde dag aan die Hemelse Vader brandoffers geoffer en slagoffers geslag. En toe die 5 vorste van die Filistyne dit sien, het hulle dieselfde dag teruggegaan na Ekron. En dit is die goue geswelle van die Filistyne as 'n skuldoffer aan die Hemelse Vader teruggegee het, vir Astot 1, vir Gaza 1, vir Askelon 1, vir Gat 1 en vir Ekron 1. En die goue muise was volgens die getal van al die stede van die Filistyne wat aan die 5 vorste behoort het, van die versterkte stede sowel as die van die onbemuurde dorpe. En die groot klip waar hulle die ark van die Hemelse Vader op neergesit het, is tot vandag toe getuie op die stuk land van Joshua by die Bet-Semes. En hy het onder die mense van Bet-Semes 'n slagting aangerig, en hy het naamlik onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Hemelse Vader bekyk het. En die volk het getreur, omdat die Hemelse Vader 'n groot slagting onder die volk aangerig het. Toe sê die manne van Bet-Semes:
Wie kan diens doen voor die aangesig van die Hemelse Vader, hierdie heilige God, en na wie toe sal hy optrek van ons af? Daarom het hulle boodskappers gestuur na die inwoners van Kiryat Jearim, om te sê, die Filistyne het die ark van die Hemelse Vader teruggebring. Kom af, bring dit op na julle toe. Tot sover. Hoofstuk 7. Toe het die manne van Kiryat Jearim gekom en die ark van die Hemelse Vader gaan haal, en dit in die huis van Abinadab op die heuwel gebring, en hulle het sy seun Elisiar geheilig om die ark van die Hemelse Vader te bewaak. Neerlaag van die Filistyne by Mispa, vanaf vers 2. En van die dag af wat die ark in Kiryat Jearim gebly het, het daar geruime tyd verloop, dit was 20 jaar. Die hele huis van Israel het agter die Hemelse Vader aangeweeklag. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hart julle tot die Hemelse Vader bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle harte op na die Hemelse Vader, en dien hom alleen. Dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder, en die Hemelse Vader alleen gedien. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, en dan sal ek tot die Hemelse Vader vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa, en hulle het water geskep, en dit voor die aangesig van die Hemelse Vader uitgegiet. En die dag het hulle gevas, en daar gesê, ons het gesondig teen die Hemelse Vader, en Samuel het die kinders van Israel in Mispa opgerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het hulle vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek, en die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne, en die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie aan om die Hemelse Vader onze God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne sal verlos. Toe het Samuel 'n suiglam geneem en dit as 'n brandoffer in die geheel aan die Hemelse Vader geoffer. En Samuel het die Hemelse Vader aangeroep en vir Israel. En die Hemelse Vader het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer gebring het en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Hemelse Vader dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne. En hulle het in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan, tot die onderkant van Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenezer genoem, en gesê, tot hiernatoe het die Hemelse Vader ons gehelp. En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie. En die hand van die Hemelse Vader was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Ook die stede van die Filistyne van Israel geneem het na Israel teruggekom, van Ekron af tot by Gat. En die gebied daarvan het Israel uit die hand van die Filistyne geruk. En daar was vrede tussen Israel en die Amorite. En Samuel was rigter oor Israel al die dae van sy lewe. Hy het van jaar tot jaar rondgetrek van na Bethel, Gilgal en Mispa, en Israel op hierdie plekke gerig. Dan gaan hy na Rama terug, want daar was sy huis, en daar het hy Israel gerig, en daar vir die Hemelse Vader 'n altaar gebou. Tot sover. Hoofstuk 8. Die volk wil 'n koning hê. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgeborene was Joel, en die naam van sy tweede Abia, en die rigters in Berseba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop, en omkoopgeskenke aangeneem, en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama, en sê vir hom, kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou vir ons 'n koning oor ons aan, om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Hemelse Vader gebid.
Toe sê die Hemelse Vader vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie 'n koning oor hulle te wees nie. So al die werke wat hulle gedoen het van die dag af, dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle, jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van konings meedeel wat oor hulle sal regeer. Samuel het toe met die woorde van die Hemelse Vader oorgebring aan die volk wat 'n koning van hom gevra het. En hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uithardloop. En om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor duisende en owerstes oor 50 en om sy land te ploeg en om sy oes in te samel en om sy oorlogwaans en gereedskap vir sy strydwaans te maak. Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters en kooksters en baksters en van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee, en julle sal saailande en julle wingerde sal hy tiendes neem en dit aan die hoofdienaars en sy dienaars gee, en julle slawe en slavinne en julle beeste en jong manne en julle esels sal hy neem en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy die tiendes neem en self sal julle sy slawe wees. En in die dag sal julle roep vanweë julle koning wat julle vir julle verkies het, en die Hemelse Vader sal julle in die dag nie verhoor nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uit kan trek en ons oorloë kan voer. En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en voor die ore van die Hemelse Vader uitgespreek. Toe sê die Hemelse Vader vir Samuel, luister na hulle en stel die koning oor hulle aan. En Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan heen, elkeen na sy stad. Tot sover. Hoofstuk 9, Saul word gesalf as koning. En daar was 'n man van Benjamin met die naam van Kis, die seun van Abiel, die seun van Seror, die seun van Bechorat, die seun van Afiach, 'n Benjamit, vermoënde man. En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou, ja, daar was onder sy kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul, neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar en gaan soek die esels. Hy het toe die gebergte van Efraim deurgegaan en in die land van Salisa deurgegaan, maar hulle nie gekry nie. En hulle het die land van Salim deurgegaan, maar daar was niks nie. En hy het die hele land van Benjamin deurgegaan, maar hulle kon niks kry nie. Toe hulle in die land van Sif kom, sê Saul aan die dienaars, of die dienaar wat by hom was, kom, laat ons teruggaan, anders sien my vader van die esels af en word oor ons besorg. En hy antwoord hom, maar kyk, in hierdie stad is 'n man van God, en die man is geëerd, alles wat hy spreek, kom sekerlik uit. Laat ons nou daarheen gaan, miskien kan hy ons inlig oor die tog wat ons onderneem het. Toe vra Saul vir sy dienaar, sê nou ons gaan, wat sal ons die man aanbied? Want die brood in ons sakke is op, en 'n geskenk is hier nie, om die man van God aan te bied nie. Wat het ons? En die dienaar het Saul weer geantwoord en gesê, kyk, ek het nog 'n kwart sikkel silwer by my, dit sal ek aan die man van God gee, dat hy ons kan inlig oor ons tog. Vroeër het die mense in Israel so gesê, as hulle gaan om God
te raadpleeg. Kom, laat ons na die siener gaan, want die profeet van die teenwoordigheid het hulle vroeër 'n siener genoem. En Saul sê aan sy dienaar, jou woord is goed, kom, laat ons gaan. Daarop gaan hulle na die stad waar die man van God was. Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle meisies teë wat uitgaan om water uit 'n put te kry en vra vir hulle, is die siener hier? En die antwoord hulle en sê, daar is hy voor jou, maak nou gou, want vandag het hy in die stad gekom, omdat die volk vandag 'n offer op die hoogte het. As julle die stad ingaan, sal julle hom net aantref voordat hy opgaan na die hoogte om te eet, want die volk eet nie voordat hy nie kom nie, want hy seën die offer. Daarna eet die genooides, gaan dan nou op, want julle sal hom nou juis aantref. En hulle het opgegaan na die stad, en hulle het die put om binne in die stad in te gaan. Kom Samuel met eens uit hulle tegemoet om te gaan na die hoogte, want die Hemelse Vader het dit een dag voor die koms van Saul aan Samuel geopenbaar en gesê, môre sulke tyd sal ek 'n man uit die land van Benjamin na jou toe stuur, wat jy moet salf as die vors voor my volk Israel, en hy sal die volk verlos uit die hand van die Filistyne, want ek het my volk aangesien, omdat sy oproep na my gekom het. Toe Samuel vir Saul sien, het die Hemelse Vader hom geantwoord, hier is die man van wie ek jou gesê het, hy sal oor die volk heers. En Saul het nader gekom na Samuel binne in die poort en gevra, wys my tog waar die huis van die siener is. Daarop het Samuel en Saul geantwoord en gesê, ek is die siener, gaan voor my uit op na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet. Ek sal jou môre vroeg laat gaan, en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee. En wat die esels betref, wat jy vandag al 3 dae gelede vermis het, bekommer jou nie oor nie, want hulle is gevind. Maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is dit nie aan jou en jou familie nie, julle familie nie? En Saul antwoord en sê, is ek nie 'n Benjamiet nie, uit een van die kleinste van die stamme van Israel nie, en my geslagte die geringste uit die geslagte van die stamme van Benjamin nie? Waarom spreek u dan so met my? Verder het Samuel Saul en sy dienaar geneem en hulle in die kamer gebring en hulle 'n plek gegee aan die hoof van die genooides, wat omtrent 30 man was. En Samuel het aan die kok gesê, gee 'n stuk wat ek aan jou gegee het, daar waarvan ek vir jou gesê het, sit dit by jou weg. Die kok dra toe die bout op met wat daaraan is, en sit dit vir Saul neer. En Samuel sê, kyk, wat oorgebly het, is voor jou gesit. Eet, want teen die bestemde tyd is dit vir jou bewaar toe. Toe ek gesê het, ek nooi die volk. So het Saul dan die dag saam met Samuel geëet. Daarop het hulle van die hoogtes afgegaan in die stad in, en hy het met Saul gespreek op die dak. En hulle het vroeg opgestaan, en toe die rooi dag uitkom, het Samuel Saul op die dak geroep en gesê, staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan, en hulle twee, hy en Samuel, het na buite gegaan. Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul, beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan, en hy nie verder gegaan, maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Tot sover. Hoofstuk 10 van Samuel. En Samuel het die kruik met die olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, het die Hemelse Vader jou nie gesalf as die vors oor sy erfdeel nie? As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in die Selsag 2 manne aantref wat vir jou sal sê, die esel wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra,
wat kan ek vir my seun doen? Gaan jy dan vandaar verder, kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal 3 manne jou kry en wat na Bet-El opgaan. Een dra 3 bokkies en een dra 3 broodjies en een dra 'n sak wyn. En hulle sal vir jou na die welstand vra en sal jou 2 brode gee, dit moet jy dan uit hulle hande aanneem. Daarna sal jy kom in Gebea van God waar die wagposte van die Filistyne is, en net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom en voor hulle uit harpe en tamboeryne en fluite en sitters en terwyl hulle self profeteer. En die gees van die hemelse Vader sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan en kyk, ek sal na jou afkom en brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak, wat jy moet doen. En net toe hy sy skouer draai, om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Nadat hulle daar by Gebea gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete, en die gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. En toe elkeen wat hom van gister of eergister af geken het, sien dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een aan die ander gesê, wat het tog gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete? En 'n man daarvandaan het geantwoord en gesê, wie is tog hulle vader? Daarom het ek dit 'n spreekwoord geword, is Saul ook onder die profete? Toe hy klaar was met die profeet om te profeteer, het hy op die hoogte aangekom, en die oom van Saul het vir hom en sy dienaar gevra, waar het julle heen gegaan? Daarop sê hy, om die esels te soek, en toe ons sien dat hulle daar nie was nie, het ons na Samuel gegaan. En die oom van Saul sê, en vertel my tog wat het Samuel julle meegedeel het. En toe sê Saul vir sy oom, hy het ons verseker meegedeel dat die esels gevind is, maar die saak van die koningskap waar Samuel van gespreek het, het hy nie hom vertel nie. En Samuel het die volk na die hemelse Vader in Mispa byeengeroep en aan die kinders van Israel gesê, so spreek die hemelse Vader, die God van Israel, ek het Israel uit Egipte laat optrek en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van die koninkryke wat julle verdruk het. Maar julle verwerf vandag julle God, wat julle al julle onheile en node verlos het, en sê nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die hemelse Vader, volgens julle stamme en volgens julle geslagte. Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat naderkom het, is die stam van Benjamin aangewys. En toe die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat naderkom het, het die geslag van Matri aangewys. En verder is Saul die seun van Kis aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. En hulle het die hemelse Vader verder geraadpleeg. Het nog iemand hierheen gekom? En die hemelse Vader sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip. Daarop het hulle geloop en hom daarvandaan gebring, en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy van die skouers af boontoe hoër as die hele volk. En Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat die hemelse Vader uitgekies het, want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. Daarna het Samuel die reg van die koningskap voor die volk afgekondig en in 'n boek geskrywe voor die aangesig van die hemelse Vader neergelê. En Samuel het die hele volk elkeen na sy huis laat gaan. En Saul het ook na sy huis gegaan in Gibea, en die helde wie se hart God geroer het
met hom saamgegaan. Maar die Degeniete het gesê, hoe kan hierdie man ons verlos? En hulle het hom verag en hom geen geskenk gebring nie, maar hy het hom doof gehou. Tot sover.